Goeiedag en welkom hier so by die Wiskunde Broers. Vandag gaan ons kyk na 'n belangrike konsep wat relevant bly van die begin van graad 4 tot die einde van matriek. En dit is iets wat jy elke liewe jaar, maak nie saak watse tipe wiskunde jy vat nie, altyd gaan moet weet hoe om te doen en onthou. En dit is die maal en deel van breuke. Nou ek het hierso vir julle 'n kort verduideliking van presies wat dit beteken om breuke te maal. En ek gaan 'n bietjie meer in diepte hierso gaan en net vir julle die basiese konsep hierso afbreek en ook vir julle 'n stap vir stap proses gee wat julle kan onthou en notas van kan maak en verder kan gebruik in julle eie klasse waar al jy in die skool is. As jy wil kan jy hierso pause en dit sommer vir jouself net 'n nota daarvan maak. Kom ons kyk gou na die stap vir stap prosesse hierso. Stap nommer 1. Wanneer ek 'n twee breuke wil maal, hoef ek net die tellers te vermenigvuldig. Nou hierso weer eens as die woord vermenigvuldig vir jou klein bietjie vreemd is, vermenigvuldig beteken maar eintlik net die maal. Nee, vermenigvuldig beteken maal. So ek moet net die tellers gaan maal en weer eens sommer net vir jou om jou te herinner, teller is die getal bo aan die breuk. Stap nommer 2 is vermenigvuldig weer eens maal die noemers en die noemers is die getal onder aan die breuk. En stap nommer 3 is vereenvoudig, en ons gaan nou weer terugkom na daai woord daar, so as jy nie lekker seker is wat dit beteken nie, vereenvoudig die antwoord indien dit nodig is. So kom ons kyk gou hierso na 'n paar oefenvrae wat ons hierso het. So, vraag nommer 1 het ons die volgende. Ons het hierdie eerste breuk, en daai eerste breuk lees ons as 2 vyfdes of 2 op 5, en hierdie tweede breuk is 3 sewendes of 3 op 2. So ons gaan gou sommer ons hou daai stappe lekker hierso bo en ons gaan letterlik net al hierso afgaan met die stappe van 1 tot 3 en kyk of dit ons by die antwoord uitkom. So stap nommer 1 hierso het ons gesê, ons moet die tellers gaan maal. Wat is 'n teller? Teller nou weer, dit is die getal bo aan die breuk. So ek gaan en ek sê, okay, dit beteken ek moet 2 maal met 3. En dit is stap nommer 1, ons gaan later dit bietjie vereenvoudig, dit bietjie eenvoudiger gaan maak. Stap nommer 2 sê, vermenigvuldig die noemers. So 5 maal 7. En nou kan ek gaan en op hierdie stadium van die geveg kan ek 'n letterlingie gaan en dit gaan doen. So, hierso gaan ons en ons sê, ons het bo die lyntjie gehad, ons tellers het gesê is 2 maal 3 en dit is 6. En onder het ons 5 maal 7 wat 35 is. En dit is stap nommer 1 en 2 is klaar. Stap nommer 3 is vereenvoudig die antwoord indien nodig. Nou, wanneer ons kom by breuke, beteken dit dat ons moet gaan kyk. Is daar enige iets wat ek met my tellers mee kan deel, sowel as my noemers? Wat kan ek my getal bo aan die breuk mee deel en ook onder? Nou belangrik hierso is dat dit moet presies dieselfde waarde wees. Maar as ek gaan kyk na daai faktore daarso, is daar geen faktore wat ooreenstem nie, wat beteken ek kan nie met dieselfde waarde bo en onder gaan deel om hierdie eenvoudiger te maak nie, en dus sal dit dan my finale antwoord bly 6 op 35. Kom ons kyk hierso na voorbeeld nommer 2. Voorbeeld nommer 2 het ons 4 vyfdes, wat ons maal met 2 agstes. En weer eens ons gaan kyk, ons hou 'n oogie daaroor daai stappe wat daar bo aan die skerm vir jou vertoon, of bo aan jou selfoon, en stap nommer 1 sê vermenigvuldig die tellers. So ons gaan presies dieselfde doen wat ons daarso aan die linkerkant gedoen het. So 4 maal 2, dit is die vermenigvuldiging van my tellers, en onder, my noemers, het ek 'n 5 maal 8. En dit is stap nommer 1 en 2 is dan klaar. Wat ons nou kan gaan doen, ons kan nou 'n antwoord gaan kry vir my tellers. So my finale teller daarso gaan wees 8 en my finale noemer hieronder gaan wees 40. En dit bring ons nou uit weer eens by stap nommer 3. Nou in hierdie geval is daar actually 'n eenvoudiger manier om daai antwoord te gaan skryf. So ons gaan dit gaan vereenvoudig. Nou weer eens hierso, ons gaan kyk na die faktore van 8 en kyk of daar enigsins 'n faktor is wat in albei van daai teller en noemer verskyn. En ons kan 'n lysie weer eens maak. Ek dink dit maak dit lekker maklik hierso as ons hierso aan die regterkant 'n lysie maak van al die faktore. So kom ons doen gou dit. Faktore van 8 is 1 en 2 en 4 en 8. Faktore van 40 gaan wees 1 en 2 en 4 en 5, nou maak ons 'n fout, 5 en 8.
So nou wat ons nou gaan doen is ons gaan kyk oor wat is die grootste faktor wat in albei die teller en die noemer verskyn. In hierdie geval is die grootste faktor 8. Al twee van hierdie teller en noemer kan gedeel word deur 8. So ons gaan dit dan nou gaan doen. So wat ons hierso gaan doen is ons gaan sê dit deel deur 8 en ons gaan hierdie deel deur 8. En weer eens, ek het dit genoem by die vorige vraag, dit is belangrik dat wat jy bo doen, doen jy ook onder. So 8 gedeel deur 8 gee vir my 1 en 40 gedeel deur 8 gee vir my 5. Alright, so kom ons gaan kyk so na vraag nommer 3. Vraag nommer 3 het ons 5/6 maal met 3/4, 3/4. En ons gaan weer eens, hierdie keer het ons nou nie die stappe daarboor nie, so probeer gou hierso onthou, wat was stap nommer 1, 2 en 3? Stap nommer 1 was, dat ons die tellers moet gaan maal met mekaar. En hierso gaan ek gou dit 'n klein bietjie vinniger maak, soos wat jy meer gemaklik raak met wiskunde, is al sekere stappe wat ons partykeer sommer in ons kop doen, en ons skryf dit nie neer nie. So kom ek gee vir julle sommer net 'n voorbeeld, van hoe ons begin ontwikkel, hoe meer ons oefen, om dit vinniger te kan doen. So hierso gaan ons in plaas van om te skryf 5 maal 3, gaan ons dit sommer in ons kop doen, en ons sê 5 maal 3 gee vir my 15. Met my noemers hierso het ek 6 maal 4, wat vir my 24 gee. En dit is stap nommer 1 en 2 klaar. Weereens gaan ons nou hierso gaan kyk nou, wat se faktore van 15 en 24 stem ooreen. Nou hierso, weereens is dit iets wat, hoe meer wiskunde jy oefen, hoe vinniger kom jy by daai antwoord uit, en in hierdie geval gaan die grootste gemene deler, die faktor wat by albei verskyn gaan wees 3, en ons kan hierso dan deel met 3, en hier deel met 3. En wat dit dan vir ons gaan doen, dit gaan vir ons 'n baie eenvoudiger antwoord gee. 15 gedeel deur 3 gee vir my 5, en 24 gedeel deur 3 gee vir my 8. En as jy nou weer gaan kyk na daai antwoord, dan jy 5 op 8, en jy gaan toets gou gewees op enige faktore wat miskien ooreenstem daarso, sal jy sien daar is niks wat ons verder kan doen met 5 op 8 nie. Dit is in sy vereenvoudigste vorm. En ons laaste maalvraag hierso is 5/6 maal 3/10. So 5 maal 3 gee vir my 15. En 6 maal 10 gee vir my 60. En weer eens nou, stap 1 en 2 is klaar, ons beweeg dan oor na stap 3. Wat is die grootste gemene deler? Wat is 'n faktor? Die grootste faktor van 15 en 60 wat ooreenstem. En dit sal wees 15. So ons deel hierso deur 15 en ons deel hierso deur 15. En ek gaan nou gou somme op hierdie selfde som gou net vir julle ietsie anders ook wys. Ek gaan hom oordoen vir julle en net vir julle wys wat gebeur as ek nie die grootste gemene deler of die grootste faktor gekies het nie. Wat gebeur dan en wat kan jy doen om nog steeds by die regte antwoord uit te kom? Maar kom ons gaan gou hierso aan. 15 gedeel deur 15 gee vir my 1 en 60 gedeel deur 15 gee vir my 4/4. Ok, nou vra jy vir miskien vir my sê, Christian, maar ek het nie gedink 15 is die grootste getal wat in 15 oor 60 kan gaan nie. Wat as ek gesê het, die grootste een is 5 en nie 15 nie? Nou kom ek wys gou vir jou wat gebeur dan, en hoe dit glad nie 'n train smash is nie, en jy kan nog steeds jou volpunte kry, en jy kan nog steeds die regte antwoord gekry het vir hierdie vraag. So kom ons vat hierso gedeel deur 5 en gedeel deur 5, soos die voorbeeld wat ons dan nou gemaak het. 15 gedeel deur 5 sal vir my 3 gee. En 60 gedeel deur 5 gee vir my 12. En nou sal jy sien, maar dit is glad nie dieselfde antwoord as wat ek voorheen gekry het nie. Maar dit maak nie saak nie, want wat ons dan net gaan doen is, ons gaan net aanhou met proses nommer 3, met stap nommer 3, totdat ons glad dit nie meer kan doen nie. So kom ons gaan gou aan met stap nommer 3. Ons probeer dit weer. Is daar 'n faktor van 3 en 'n faktor van 12 wat ooreenstem? En wat is die grootste een? In hierdie geval is dit redelik maklik. Albei van hulle kan gedeel word deur 3. Deel deur 3. En wat ek nou kry, is 3 gedeel deur 3 wat 1 is. En 12 gedeel deur 3 wat 4 is. En ons kom nog steeds by presies dieselfde antwoord uit. Nee, so julle hoef nie hierso te paniek en te dink, oei, dit is my so moeilik om die grootste gemene deler te kry nie. Jy hoef nie.
Jy moet net onthou dat jy moet aanhou met stap nommer 3 totdat jy glad nie meer kan nie. Kom ons kyk gou hierso na die deel van breuke. 'n Kort verduideliking hiersovan is: wanneer ons met breuke deel, gebruik ons die flip en maal metode. Die flip en maal metode. In Engels sê dit eintlik 'n klein bietjie makliker. Ons gebruik in Engels die frase tip and times. En ons het 'n lekker alliterasie daarso met tip and times. Dit is 'n bietjie makliker om te onthou as flip en maal. Maar wat beteken hierdie? Wel, al wat hierdie is ons skryf die eerste breuk neer. En hier kom die flip en maal. En dan maak ons die deelteken 'n maalteken. En ons vat dan die tweede breuk en ons draai die tweede breuk om. Nou, hier is 'n baie fancy woord wat ons in die hoërskool gebruik en dit is resiprook. So, jy kan miskien hierdie gaan neerskryf en as jy dit iewers gebruik vir jou ma of vir jou vriende, dan gaan jy verskriklik slim klink. Nou kom ek gee vir jou 'n definisie van resiprook. Resiprook beteken die omgekeerde van 'n getal of breuk. En 'n voorbeeld hiervan sal wees die volgende. 3/4 se resiprook sal wees 4/3. En dit is letterlik so maklik as om die teller as 'n noemer te gaan skryf en die noemer as 'n teller te gaan skryf. So kom ek breek gou hierdie af en wys vir jou hoe gebruik ek hierdie dan in 'n oefenvraag. En weer eens gaan ek hierso die stappe bo daarso op die skerm hou. Nee, ons gaan daarso, jy kan sê stap 1, 2, 3 en 4. Okay, so op vraag nommer 5 hierso. Die vraag sê ons het 3/8 gedeel deur 2/5. So kom ons gaan gou deur dit. Stap nommer 1 sê, skryf die eerste breuk neer. Alright. 3/8. Stap nommer 2 sê, verander die deel na 'n maal. Ons sê dit. Stap nommer 3 sê, draai die tweede breuk om. Of as jy wil fancy wees, skryf die resiprook van 2/5 neer. 5/2. En dan stap nommer 4 is, maal dan soos gewoonlik. En omdat ons hierdie nou al 'n paar keer geoefen het bo, gaan ons sommer hierdie lekker vinnig doen. 3 maal 5 is 15. 8 maal 2 is 16. En wat julle net hierso moet onthou, en ek het dit nie daarso ingesit nie, en ek kan dit sommer eintlik hierso vir julle insit. Kom ons sê net 'n stap nommer 5 ook hierso. Vereenvoudig. Indien moontlik. Indien moontlik. Moet jy dit gaan vereenvoudig. Okay? So kom ons kyk na nommer 2, of hierdie vraag nommer 6, ons tweede deelvraag. 7/9. 7/9, ons draai daai, ons verander daai deel na 'n maal en ons draai daai breuk om 3/4. En wat ons dan doen is maal reguit deur, so maal my tellers, maal my noemers. 7 maal 3 is 21, 9 maal 4 is 36 en indien ons kan, moet ons hierdie gaan vereenvoudig. In hierdie geval kan dit vereenvoudig. Ons het 'n GGD, grootste gemeene deler van 3, beteken albei kan deur 3 deel en ons finale antwoord in hierdie geval sal wees 21 gedeel deur 3 wat 7 is en 36 gedeel deur 3 wat 12 is. Belangrik nou is gaan oefen hierdie, maak seker jy onthou hierdie stappe sonder om na hulle te gaan kyk en jy sal sommer vinnig baie beter doen in hierdie spesifieke konsep. Lekker dag en ons sien julle op 'n volgende video.